Hartlike goeiemôre en baie welkom by vanoggend waar ons aanlyn inskakel, by ons aanlyn erediens. Mag jy ook so die Here se nabyheid beleef. Die Here groet ons self. Ek groet julle in die naam van God, die Enig wat hemel en aarde geskep het, wat trou bly tot in alle ewigheid en wat die werk van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir elkeen van julle. Hierdie God is met ons. Ons gaan 'n loflied sing om op sy groet te reageer en ons doen dit deur te sing Jesus ons loof U, Jesus ons prys U, lied 542, 'n lekker loflied. Kom ons sing hartlik saam. Dit is ook so dat ons vir 'n oomblik in die gejaag van 'n week wat verby is, word ons op hierdie dag juis herinner om 'n ander uitnodiging, 'n uitnodiging van rus en 'n uitnodiging van op 'n ander ritme te leef, te omhels. Ons vier ook op 'n dag soos hierdie, op elke Sondag word ons in die verhaal van die opgestane Here ingenooi.
Ons staan vandag stil by 'n teksgedeelte wat ook vir ons baie bekend is, Lukas 8, en ek lees saam met jou Lukas 8 vers 4 tot 7 en dan vers 11 tot 15, hierdie bekende gelykenis. Uit die verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom en toe 'n groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle 'n gelykenis vertel. 'n Saaiër het uitgegaan om saad te saai en met die saai het 'n deel op die pad geval en dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'n Ander deel het op 'n klipbank geval en nadat dit opgekom het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het daarmee saamgegroei en dit laat verstik. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het en dit het opgekom en 100voudige oes gelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie oor het en kan hoor, moet luister. En ek lees verder vanaf vers 11. Die betekenis van die gelykenis is dit: die saad is die woord van God, die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem, wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. En die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietigings van die lewe word dit gaandeweg verstik. En dit skiet nie saad nie. En die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Hier tussenin hoor ons ook vers 9 en 10 is die doel van die gelykenis. Sy disippels het hom gevra, wat is die betekenis van hierdie gelykenis? En hy het geantwoord, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar verander bly dit by gelykenisse. Hulle kyk sonder om te sien en hulle hoor sonder om te verstaan. So die Here gebruik Here Jesus gebruik 'n klomp gelykenisse om die koninkryk, wat die betekenis van die koninkryk is, deur die hand van 'n klomp gelykenisse en ons weet Lukas hierna volg ook 'n klomp gelykenisse wat dan verder volg. Landbou metafoor van 'n saaiër, van 'n man wat hierdie saad saai en 'n boer is en 'n bekende beeld vir Jesus se hoorders. Ek dink vir 'n oomblik as ons dink aan landbou en ook in ons eie land en dit wat jy weet in terme van hoe dit met 'n boerdery gaan, weet ons dat boere is afhanklik van goeders waaroor hulle nie werklik beheer het nie. Dink maar byvoorbeeld aan die droogte wat ons vir 'n klompie jare wat ons steeds weet, daar's klomp dele steeds in die land wat deur droogte getuister word en dat daar 'n klomp projekte is wat geloods word. En die NG Kerk ook self, julle sal ook onthou dat ons so van tyd tot tyd help ons ander nodestreke en het hulle gewoonlik geleentheid waar ons so 'n rampfonds of 'n ondersteuningsfonds kan ondersteun. Maar daar was 'n baie prominente tyd gewees ook, bekende droogtes wat ons geweet het in die Wes-Kaap en ook die Oos-Kaap wat deur droogtes getuister word. En dan wat tydens 'n droogte gebeur is mense verloor moed en hulle verloor hoop, want hulle boerderye hang van hierdie reën af. Wat interessant is, in 2016 het hierdie droogte begin en ek onthou, ek dink dit was 'n jaar of 2 daarna wat hulle in dieselfde area wat hulle opname gemaak het, het hulle 'n rekordoes opgelewer met die reën wat daar geval het. 'n 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 'n
'n mens weet dat 'n boer sy lewe hang daarvan af om die Here te vertrou en te saai. En 'n boer doen alles in sy vermoë om seker te maak dat die meeste van die oes opgelewe of die grootste oes ingesamel word deur seker te maak hierdie saad ontkiem en kan groot oes oplewer. Maar dan gebruik die Here hierdie gelykenis om te vertel wat gebeur met hierdie saad. En dan in die onderste gedeelte is daar hierdie ontknoping om te sê, maar hierdie saad is die woord van God. En dan sê hy ook self dat hierdie gelykenisse wat hy vertel vir die van hulle wat glo, vir hulle beteken dit iets, maar vir ander bly dit by 'n gelykenis. Hulle kyk, maar hulle sien nie. Hulle hoor, maar hulle hoor nie. En ek dink die uitnodiging vir ons is om vir 'n oomblik ook te wees die wat wil hoor. Omdat ons partykeer ook miskyk en nie hoor nie begryp nie. En die eerste plek wat ons hoor waar hierdie saad val, is dit val op die pad, nê. En ons weet die saaier in die antieke tyd, hulle het geloop met hierdie sakke wat hulle oor hulle skouers getel het en hulle het geloop en die saad saai. Vandag is daar baie meer gevorderde en baie spesialist toerusting om seker te maak hierdie saad beland op die regte plek. Maar nou beland hierdie saad op die pad en dit glad nie, dit breek nie deur die laag harde kors van 'n pad nie. Dit bly daar, die son bak daarop, die voëls het daar toegang en die voëls pik dit op. En dan die tweede gedeelte hoor ons dat daar val van hierdie saad tussen die klipbanke en dan is daar nie genoeg vogtigheid nie. Hulle begin, maar hulle kan nie wortels skiet nie. Hulle is dit ook nie deur die kors of die harde laag van 'n klipbank deur beweeg sodat dit kan ontkiem en kan wortels skiet nie. En dan hoor ons die derde gedeelte waar hierdie saad val tussen onkruid en hulle moet amper in kompetisie met mekaar meeding. Die onkruid groei saam met hierdie en dan is dit hierdie voorbeeld wat hy noem 3 goeters. Hy sê die sorge van die lewe, die rykdom en die genietinge van die lewe is dinge wat meer aandag kry en dit uiteindelik verstik. So dit kry ook nie gegroei nie. En dan hierdie laaste een is dat die grond beland in goeie grond, dit ontkiem, dit skiet wortel, dit groei en dit lewer 'n groot oes op. Ek dink baie keer as ons hierdie landbou metafoor gebruik en ons sê dat hierdie is die woord van die Here of die saad, die Here se woord, sy dit wat hy ons wil leer, dit wat hy wil hê ons moet sien, ons moet verstaan. En dan tref dit ons. Dit tref ons oë, dit tref ons ore en dit moet dieper beweeg. Die grond sal ek van my hart, ek sal dit so kan beskryf, van dit wat in my hart aan die gang is. En dan is daar hierdie 4 moontlikhede van die toestand van my hart. Hoe lyk dit wanneer die Here se woord deur my ore beweeg en dieper moet gaan? Is dit soos dit wat op die pad val, op die klipbanke, tussen die onkruid? Wat is die
samestelling of die toestand van die vatbaarheid van die Here se woord ook in my hart. En daar is krag in hierdie saad. Krag om 'n groot oes op te lewer. Krag om welig te groei en 'n klomp goed te laat voortspruit. En ek dink die uitnodiging vir my en vir jou is om amper dieselfde gebed te bid wat Dawid bid as hy in Psalm 139 sê, deurgrond my o God, ondersoek my hart en kyk of ek op die beproefde pad is. Deurgrond my, spit hierdie hart van my om. Haal hierdie klippe uit, trek hierdie onkruid uit. Ons sien dat dit nie die enigste plek is waar hy metafore gebruik van landbou nie. Ons weet dan Johannes 15, dan hoor ons hy's in die wingerd, dan het hierdie beeld van 'n wingerd. 'n Boer het nie beheer oor die weersomstandighede nie. Maar hy probeer alles in sy vermoë om seker te maak hierdie grond is voorberei. As jy met ouens gesels wat in die boerdery is, sal jy weet Desember maande kan boere nêrens heen gaan nie. Want dan is dit belangrike voorbereidingstyd. Hang af uiteindelik vir watter boerdery, maar vir ouens wat saai, is dit 'n kritiese tyd. Die grond moet reg wees, die grond moet voorbereid wees, die saad moet in die grond wees. Sodat wanneer dit reën, dat ons gereed is. En dan hoor ons, en dan het ons amper hierdie behoefte, as ons ontdek, maar hier's 'n klomp klippe of 'n klomp onkruid in my hart. Meer as dat die Here wil ons iets leer in hierdie gelykenis, wil hy eintlik hê dat ons vir 'n oomblik moet stil staan en kyk wat gaan in ons hart aan. Dit is amper baie interessant dat hier is van die eerste gelykenis en hierna gaan 'n klomp gelykenisse volg. Paulus skryf in 1 Korintiërs 6, dan sê hy 1 Korintiërs 3 vers 6 en 7 en sê ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Hy beskryf ook sy werk binne in 'n gemeente. Ons het weet dat hy hierso sê, maar dit is God wat die een is wat die groeiwerk in ons lewe bewerkstellig. En dan kry hierdie, as mens dit so lees, kan jy amper, jy word die grond, maar jy word ook in hierdie gelykenis die saaier. Want dit is definitief so, dat wanneer ons uitgestuur word in hierdie wêreld, dat ons die opdrag kry om die woord van die Here met mense te deel, en dat ons spreek woordelik nie die grond is waarin die saad gesaai word in hierdie geval nie. Jy kan dit op 'n tweede lens om na die teks te kyk, is dat jy die saaier word en dan loop en saai. En dan sê jy, maar hier Here, ek het al in hierdie ou se lewe ingesaai, maar dit bly op die klipbanke val. Dit sal nooit die kaarde kors, of daar's te veel goed in hierdie man se lewe of hierdie persoon se lewe. Te veel goed wat groei, daar's nie tyd of plek dat hierdie saad daar sal oorleef nie. En dit herinner my aan wonderlike verhale. En in die week gesels ek met 'n vriend van my wat sy 40ste verjaarsdag gevier het, en hy het op 'n koppie, hy het gaan draf, maar hy het ook 'n brief saam met hom gevat wat hy geskryf het vir homself toe hy 30 geword het. Wat hy oor 10 jaar weer sal oopmaak. En onder andere was daar hierdie saak van 'n vriend, iemand naby aan hom wat hy aan die Here toevertrou.
Hy wil graag sien hoe die Here hierdie persoon se lewe omdraai. En hy vertel, hy het eintlik al van dit vergeet en toe hy dit raak lees, toe besef hy, dit het eintlik al lankal reeds gebeur. So daar is hierdie krag daarvan om aan te hou saai. Dit laat my dink ook aan die storie wat hulle vertel van Moeder Teresa, waar sy in Indië, in Calcutta, tussen straatkinders geleef en gewerk het, en hoe hulle vir altyd vir haar gesê het, maar hier is so baie ellende, jy gaan nie in almal se verskil, jy gaan nie 'n duik maak in die ellende nie, jy gaan hier en daar miskien 'n verskil kan maak. Toe antwoord sy, my roeping of my werk is nie om suksesvol te wees nie, maar om getrou te wees. Ek moet aanhou om getrou te wees aan die Here. En so is ons aanhou om te saai en aanhou te belê in mense se lewens. Om die rykdom en die oes en dit wat hy in ons harte gestig het, om dit ook met mense te deel en dat hulle ook die vrug daarvan kan beleef van 'n ryk lewe saam met Jesus. Mag ons aanhou en aanhou saai. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, ons dankie vir u liefde en die groot genade in ons bede is, Here, dankie vir die werk wat u in ons lewens doen, maar nie daarmee ophou nie, maar ook vir die mense wat ons aan u toe vertrou. Geer dat ons nie sal verslap, dat ons sal aanhou en aanhou om te saai en te belê in u kinders, in u wêreld. Dit bid ons as u kinders. Amen. Ons sluit ons saam wees af met 'n wonderlike lied, lied 255, woord van God, woord van die lewe.
ons stuur ons mekaar weg met hierdie seëngroet ook en ons ontvang dit en ons gaan leef ook in hierdie wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.